Die basics gaan van soveel tekeninge vandag. Ons gaan eers deur hierdie papierwerk wat ek vir julle geprint het en nou gaan ons deur 'n papier gaan waar ons geoefen het. So die eerste ding is, hierdie is 'n noordsimbool of 'n noordpunt. Die noordpunt is daar om te wys vir jou wat se rigting om die huis te besigtig en jy moet altyd seker maak dat jy dit in jou werk inkorporeer. Om dit te teken, moet jy seker maak die deursnee is 10 mm. Okay. Daarna teken jy net 'n kruisie en jy maak die punt klaar. Hy kom gewoonlik voor in die regter onderkantste deel van jou siviele tekeninge en jy moet seker maak dat dit altyd daar is wanneer dit tel punte. Die volgende ding op die papier wat ek wil praat van is die oppervlakte. Die oppervlakte van 'n vierkant. En as jy nou gaan kyk na 'n siviele tekening, kom ons sê hierdie is jou huis. As ek, hierdie is A, B, C, D. Om die oppervlakte uit te werk, moet jy al wat jy doen is jy gaan een van jou lengtes vat, so kom ons sê A en jy maal hom met B, die breedte. En dit is jou antwoord. En die antwoord is in vierkante meter. Daarna, kom ons praat oor die omtrek van 'n vierkant. Dit is letterlik waar jy A, B, C en D bymekaar plus. Nou kom ons sê jy het 'n snaakse vorm wat jy moet uitwerk. En jy moet sy omtrek of oppervlakte uitwerk soos dit. Wat jy gaan doen, dit is eintlik redelik maklik, is jy gaan hom opsplit in verskillende blokke. Dat jy vierkante en reghoeke het, basically. Soos dit. Kom ons sê, dit is dan A, vet. A, B en C. Goed. A, B en C. Dan, wat jy dan gaan doen, is jy gaan letterlik elkeen as 'n individueel bereken. So jy gaan daai blok A se lengte en breedte uitfigure. Kom ons sê, sy lengte en breedte is 20 vierkante meter. B se, kom ons sê, is 80 vierkante meter. En C se is, kom ons sê, 30 vierkante meter. Wat jy dan gaan doen, dan gaan jy daai finale totale bymekaar tel, en dan het jy jou groot totaal van 'n vierkante meter. Dieselfde is met die omtrek. As jy die omtrek moet uitwerk van A, B en C, jy gaan al die kante net aan mekaar plus van A, al die kante van B of al die kante van C. Eintlik is hierdie maklik, want jy kan letterlik hierdie ene se afstand plus daai, plus daai, plus daai, plus daai, plus daai, plus daai, plus daai. Jy moet verseker maak dat as jy dit individueel optel, dan gaan jy nie hierdie deel 2 keer tel nie, want dan gaan dit onnodige ekstra spasie vat. Okay. Goed, so al wat jy doen is jy tel die buitelyne. Nou, die oppervlakte van die driehoek is basis maal hoogte, gedeel deur 2. Goed, ek gaan dit gou vir julle wys. Wat jy gaan doen, kom ons sê hierdie is my driehoek, en ek moet nou sy oppervlakte uitwerk. Om die oppervlakte uit te werk, gaan jy letterlik die basis vat, so die afmeting wat hieronder is, en jy gaan hom maal met die hoogte, so die loodregte hoogte van die driehoek. Nadat jy dit uitgewerk het, dan deel jy dit deur 2, en daar is jou antwoord. En onthou, oppervlakte is vierkante meter. So jy moet onthou om dit in vierkante meter te beantwoord. Die volgende paar goeders op hierdie bladsy is maar basies net die basics van EGO siviel wat jy moet weet. So byvoorbeeld jou drukskrif, jy moet in drukskrif skryf en is 3 mm hoog, en dan, dit is nou as jy afmetings maak ensovoorts, maar as jy byvoorbeeld notas moet maak of kamers moet benoem, is dit 5 mm. Okay. Dan hierdie 3 is afmetings wat jy moet memoriseer. Dit is die algemene afmetings van sekere goeders wat jy gedeeltyd gaan moet sien. So, die buitemure is gewoonlik 220 mm, die binnemure is 120. Onthou, jou buitemure van enige gebou is dikker as jou binnemure, en daai is die algemene afmetings. Hulle sal dit nie vir jou in 'n vraestel sê nie, so jy moet dit kan onthou. Dan het jy die vensterglas. Die vensterglas, onthou ek het dit gesê in die klas, basies daai is 'n venster van bo af. En daai deeltjie wat uitsteek, steek altyd uit na die buitekant toe van jou gebou. Dit is die vensterraam, okay? En daai binneste lyn is dan jou vensterglas. Die vensterraam steek 50 mm uit buitentoe. Goed, en dan jou vensterglas is ook 50 mm breed. Nou, byvoorbeeld in hierdie geval, op hierdie tekening, is jou skaal 1 tot 50, so ek het my 50 mm van my vensterglas gedeel met 50 vir my skaal, en is 1 mm. Die algemene skaal vir hierdie tipe goed is ook 1 tot 50 of 1 tot 25 byvoorbeeld, so jy moet altyd net seker maak dat jy dit reg bereken. Dan, as ek sê 'n vloerplan of
hierdie is verkeerd, dit is 'n elevasie. Goed, so, jou vloerplan is basically die bo-aansig van 'n gebou. Dan die elevasie is die kantaansig, so die linker of regter of vooraansig, okay? As jy voor hom staan. Nou hierdie is 3 afkortings wat jy net moet ken. Ons gaan daardeur gaan wanneer ons met fondasies veral besig is. VWL staan vir voegwerende laag, NGV staan vir natuurlike grondvlak en VVV staan vir voltooide vloervlak. Die VVV voltooide vloervlak is basies die binnekant van 'n huis waar die teëls of die hout of wat ook al gelê word op die vloer. En baie keer sal jy agterkom as jy in 'n huis uitloop, dan sal jy sien daar is 'n trappie wat jy afneem en dan is jy op die grond buite. Daai is die grondlyn wat buite is en dan as jy trappie opvat na die vloer is dit die VVV. Goed, hierdie is net die 3 tipe lyne wat jy moet gebruik vir IGO siviel en elke liewe afdeling of kategorie onder daai lyne het 'n rol. So daar's 'n rede hoekom ons so baie verskillende tipe lyne en skakerings moet gebruik, want jy moet byvoorbeeld riool, jy moet die konstruksie, jy moet verborgde detail, jy moet elektriese bedrading, al daai goeders moet jy inkorporeer en jy kan nie als net 'n A-tipe soliede aaneenlopende lyn maak nie. So partykeer gaan jy 'n kettinglyn gebruik, partykeer gaan jy 'n kort gebroke lyn of 'n lang gebroke lyn gebruik. En dan C-tipe lyne, die enigste keer wanneer jy C-tipe lyne gebruik wat deurlopend is konstruksie, projeksielyne, beplanning of riglyne vir drukwerk. Goed. Wat ek bedoel daarmee is, as ek my benaming doen vir my kamers, dan deel ek dit in, maak ek 5 mm hoogtes, en dan skryf ek daaraan. Hierdie konstruksielyne moet daar bly. Dit is deel van jou stappe en dit wys vir my jou proses. Op die volgende bladsy is 'n baie belangrike ding wat ek moet verduidelik. Nou, as jy kyk op die instruksiebladsy wat hulle vir jou gee gewoonlik, sal hulle vir jou vensters, deure en die badkamer kenmerke gee. Jy teken nie hierdie badkamers soos dit hier is nie. Jy teken die venster en die deur soos wat hulle verskyn, maar jou toilet en jou wasbak en jou bad lyk nie so nie. Hierdie is om vir jou afmetings te gee van elke afdeling. Maar hierdie simbole moet jy memoriseer, want jy gaan dit so moet teken in jou IGO toets of vraestel. So, hierdie is die bad en hy word gewoonlik verteenwoordig met 'n B in jou vraestel. Wat ek bedoel daarmee is, hulle sal vir jou die vloerplan gee, maar hulle sal spasies ooplos en hulle sal net vir jou letters gee of afkortings gee waar jy eintlik die goeders moet plaas. So, byvoorbeeld, daar WB is jou wasbak, WC of SK is jou spoelkloset wat 'n toilet is en ST is jou stort. Goed. Dan moet jy weet, okay, ek gaan daai daar teken, maar ek gebruik die afmetings wat hulle vir my hierso gegee het. Goed. So, B is vir bad, dan bedei is BT, stort is ST, opwasbak is OWB, opwasbak dubbel 1 is OWB, urinaal is U, en dan handwasbak is WB, wasdrog is WT en spoelkloset wat 'n toilet is SK. So jy moet maar nou net hierdie goeders memoriseer en die vraestel gaan ons nie vir die simbole gee nie, jy gaan dit net moet weet. Daarna gaan ons gaan kyk oor hierdie simbole. Hierdie is maar basiese simbole wat jy gaan gebruik tot matriek. Dit is soos die noordpunt, die oprit simbool en byvoorbeeld trappe simbool. Goed, dan is daar drein en daar's afkortings. Hierdie is in Engels, maar jy hopelik kan jy verstaan. NVS is een van die belangrike goeders wat jy net moet weet. Dit sê nie volgens skaal. Okay. Goed, nie volgens skaal beteken as jy 'n voorwerp sien op die papier, dan en daar staan NVT onder dit of NVS, beteken dit dat hierdie ding nie regtig op die regte skaal geklein is nie. So jy kan nie dit afmeet en dan dit maal of deel en dan het jy jou regte skaal nie. Die proporsies en goeders is baie keer verskillend. Hierdie drawing symbols for materials, dit is eintlik maar net vir jou fondasies, ons gaan daarby kom oor 'n week of 2. Dit is basically hoe jy sekere materiale in siviel moet aandui. So byvoorbeeld, daai is onbestuurde aarde. So die aarde is glad nie bewerk nie. Dan grondopvulling is hierso, verstoke kern, beton, onbehandelde hout, behandelde hout, algemene stene en suurstene. Hierdie goeders gaan alles 'n rol speel wanneer jy die finale tekening begin teken. Soos byvoorbeeld op bladsy 31 is ons nou, gaan ons hierdie doen. Hierdie is die fondasie van hoe 'n huis lyk onder die grond. Daarso is jou vloerplan of jou vloervlak en dan is daar jou natuurlike grondlyn, jou fondasie en dan wat hier onder gebeur. So jy moet weet wat elke liewe materiaal hier is. Goed.
En dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie te verwys. Okay. Dan is daar net die kragsimbole wat jy moet ken. En op die laaste bladsy is daar net ander afkortings wat in Engels is. Maar baie keer gaan jy sien, daar is 'n hele paar goeders wat in Engels vir jou gaan wees op 'n tekening en jy gaan moet weet wat dit beteken. Goed. Die laaste tabel is net om te wys hoe, as jy na finale argitek tekeninge kyk, dan sal jy sien, dit is baie keer in kleure geteken. Met ander woorde, as daar 'n groen lyn is, dan moet jy weet, dit beteken daar's 'n nuwe beton wat daar geplaas is. Of as dit byvoorbeeld by die dreineringinstallasies is die afvalpyp. So jy moet weet wat se ene pas by wat en wat die kleure verteenwoordig en wat se kategorieë. So as jy teken, dan gaan jy in grys potlood teken, maar ons kan wel vir jou in 'n vraestel vra wat beteken of wat verteenwoordig geel. Dan moet jy vir my sê, dit is nuwe hout by die materiaal. Goed, dan gaan ons nou die finale tekening begin doen. Ek gaan bladsy 30 doen. Bladsy 27 en 30, die A is klaar gedoen. Ek wil net gaan vir julle wys hierso. Jy moet seker maak jy voltooi alles wat verwag word van jou. Byvoorbeeld, hierdie is nou die instruksies op bladsy 28. Hulle sê vir jou, hulle gee jou die onvoltooide vloerplan, noordelevasie, vensterskedule, deurskedule, sanitêre skedule, wat badkamergoed is, en dan die noordpyl. So, hierdie is jou noordelevasie, daar is jou vloerplan, daar is die noordpyl. Daarna moet jy kyk na wat verwag hulle van jou. So, hulle sê, 'n voltooide vloerplan. Daarna wil hulle weet, of wil hulle jy met al die kamers benoem, vir elke kamer toon op die plan, die vloerbedekking, 'n voltooide noordelevasie, hierdie is, daar's 'n fout hierso, want as jy die noordelevasie hierso doen, dan gaan jy letterlik net 'n soliede muur kry. Goed, so, jou noordelevasie is eintlik veronderstel om so te wees. Goed, dit moet daai rigting gaan, want dis die vensters en die deure en goeders. Ok, dan is daar ook bereken die volgende, die totale oppervlak, omtrek en voeg arsering in die mure. Onthou, jou mure, maak nie saak waar dit is nie, elke liewe muur, binnemuur en buitemuur moet gearseer word, en dit is die spesiale arsering waar daar 2 kort lijntjies, 1 lang lyn en dan 2 kortjies na mekaar. Goed, so kom ons begin. Eerste ding wat jy na kyk, is jy kyk die skaal 1 tot 50, so ek gaan alles deel met 50. Daarna, ek gaan nou B doen, 29 B doen, so. Hierso is skaal 1 tot 50, en ek gaan my noordelevasie, hulle sê weselevasie. So as hierdie noord is, oos, suid, wes. So ek gaan hierdie deel teken. Hierdie is my weselevasie. Met ander woorde, ek gaan hierso staan, ek gaan na hierdie ding kyk van daai kant af. Hoe weet ek dit? Ek kyk na my noordsimbool. So, noord gaan hierso wees, oos, suid, wes. Dit gaan dit wees. So, daar is my weselevasie. Ok. So, ek gaan nou gou kyk, ek met my venster, daar gaan 'n venster kom, venster. Die lekker ding van 'n venster is, maak nie saak of hy kort of lank is nie, hy gaan nog steeds dieselfde afmetings wees. So, ek gaan gou al my vensters teken, en met die regte afmetings, onthou, dit is 'n millimeter wat oorsteek by my vensters, en my glas is ook 'n millimeter groot, soos dit. Daar so is my millimeter, en dit is hoe hy lyk, en daar is 'n millimeter. Die binneraam is gelyk met die muur, en onthou, jou glas is geposisioneer min of meer die helfte van jou muur, nie die venster nie. So jy sal sien, die venster is 'n bietjie meer aan hierdie kant as daai kant, en dis hoe dit moet wees. Dan gaan hierdie boom, gaan ook 'n venster, daar gaan 2 vensters kom, so ek gaan 'n venster teken, en 'n venster teken. En ek gaan hier so 'n venster klaarmaak, en my venster hier voltooi, as hy. En dit daar voltooi. Goed, glas insit.
Daar's my vensters en my laaste venster gaan wees hierso. Nou net omdat hierdie daar is, beteken dit nie, dit maak dit enigstens snaaks nie. Hierdie is 'n ingeboude kas. Hulle in Engels, die abbreviation, die afkorting is BIC. Dit is letterlik 'n kas wat ingebou word. Onthou, die punt van siviele tekeninge is om te kommunikeer hoe die bouers, die inspekteurs ensovoorts jou gebou moet sien en hoe hulle dit moet bou. So jy moet seker maak alles is duidelik en onthou kaste word ook ingebou. Okay, nou hierso gaan 'n deur wees. En die belangrike ding van 'n deur is jy moet regtig common sense gebruik. Ek gaan hierdie tekening aan die linkerkant sommer vir jou verduidelik as 'n voorbeeld. As ek byvoorbeeld hier instap in hierdie huis in en my deur swaai hierdie kant toe oop, dan gaan hierdie deur basically in die middel van die kombuis oopmaak. Dit gaan jou afblok en dit gaan die vloei moeilik maak om deur te loop. So jy gaan moet dink watse manier, watse rigting moet my deur swaai en watse kant moet die skaniere wees om seker te maak hy is eintlik dit maak logies sin. As my deur byvoorbeeld in die leefarea hierso so oopgemaak het, dan sou dit heeltemal hierdie deel afgeskort het en jy sou omtrent niks kon sien daar nie. Dan sou jy so om moes loop om iets te kan doen. En ook dan is die deur in die middel van die huis wees. So, ek het my deur aan die linkerkant laat binne toe swaai en dieselfde met hierdie. Die rede hoekom ek het binne toe in my kamers laat swaai het, is as ek hom buitentoe swaai, sou hy in die middel van my gang gewees het en dit sou 'n groot probleem gewees het. Goed. Hierso moet ook eintlik 'n deur kom wat ek heeltemal gemis het, maar dis okay. Goed, so daar's 'n rede hoekom my deure in daai rigting swaai. So jy kan regtig maar jou eie inisiatief gebruik vir die deure, maar ek wil hê jy moet onthou dat daar ook logika moet ingeplaas word, want as dit nie sin maak vir my nie, dan gaan ek nie vir jou goeie punte gee nie. Om jou deur te teken, al wat jy doen, jy sit jou skerppunt van jou passer op die een kant van die skanier, wat 1 millimeter groot is. As jy self 'n skanier moet teken, dan kan jy dit soos hierdie doen, waar dit net letterlik 'n klein blokkie is. Goed, ek gaan my deur laat na die muur toe swaai, want ek wil nie hê my deur moet in die middel van die kamer wees, en my kamer kleiner maak as wat hy klaar is nie. So, ek laat hom soontoe swaai, en onthou, jou deur is 1 millimeter breed. Hoe weet ek dit? Ek het na my afmeting gekyk. Daar is my deur. Goed, jy moet 'n deur oop teken, want weer eens, jy kommunikeer met mense. En as jy met hulle kommunikeer om hierdie goeders te ontwerp, dan moet jy nogal vir hulle baie duidelik kan sê, wat se kant moet hulle die deur bou ensovoorts. Nou, ek gaan my deur binnekant toe vat. Hoekom? Want as my deur hierdie kant toe swaai, dan gaan hy my kamer baie kleiner maak en die gang langer maak. Jy kan wel jou deur na hierdie deur toe laat swaai, hierdie muur toe laat swaai, soos dit. Okay, ek verkies dit nie, so ek gaan liewer laat hy na die ander kant toe swaai, en net om bietjie spasie te spaar, en dit help ook net om my kamers bietjie groter te maak. Goed, so passer, skerppunt en potlood, en daar swaai ek. Goed, daar so is my deur, en ek maak hom 1 millimeter breed. Onthou 1 millimeter is basically die spasie tussen 2 klein lyntjies. Daar so is my deur. Goed. Laaste deur wat ek gou moet doen, is hierdie deur. En ek kan nou kies wat se kant toe wil ek hom laat oopswaai. Wil ek hê as mense inkom, moet hulle die kombuis eers sien of die leefarea. So jy kan regtig kies. Ek gaan maar nou net die maklikste ene kies vir nou. Maak jy regtig saak, ja, dit is ewe maklik. Goed. Baie keer sal mense sê, jy wil nie die kombuis eers sien in jou hoofingang nie. So, dit is regtig nou maar up to you. Goed, daar's my deur. Onthou om jou deur 1 millimeter breed te maak. Daarso is my vensters gedoen, my deur is gedoen. Nou gaan ek gou die badkamer goeders doen. En om te kyk, sien ek daar so 'n opwasbak. Okay? En my opwasbak is hierdie ene. So, hy is 300 mm by 50. So, ek gaan 300 by 50 deel. En dit is 6. So, hy gaan 6 wees, en hy gaan dan 500 wees. So, dit is 10. Okay? So, 6 by 10, kom ons teken hom gou. En ek gaan hom hier onderteken, en jy kan kies min of meer waar presies hy moet wees. Jy kan regtig kies, maak nie saak nie, solank hy in daai area is. So, ek gaan 10 doen, okay, dit is 6, 1, 2, 3, 4, 5, sit hom maar net so min of meer in my kas, en dan 10.
Okay. Daar so is my opwasbak. En ons gaan goed. Detail is basies hierdie wat jy sien. Okay. So, dit is letterlik, ons kyk gou die Afrikaanse enetjie. Waar is my Afrikaans? Hier is my Afrikaans. Goed. Oppasbak, jy kyk gou daar so, dit is so hy lyk, en dit lyk vir my soos 'n enkele opwasbak. Hulle sê nie, so jy kan maar kies of jy die dubbel of die enkel wil doen. So ek gaan die enkel sommer doen. En dit is net 'n klein blokkie aan die een kant van die wasbak. Jy kan kies wat se kant toe, of wat se rigting wil die blokkie wees. So jy kan hom aan die linkerkant sit van die opwasbak of regterkant. Ek gaan hom aan die regterkant sit, daaronder, want dan kan mense daai deel gebruik vir die ander gedeel van die wasbak. Okay. En daar is my kombuis klaar, nou gaan ek gou my badkamer doen. Badkamer sê hy kort 'n stort, hierso. Hy kort 'n toilet of 'n spoelkloset daarso en 'n wasbak daar. So, wasbak eerste. As ek kyk na my wasbak, gaan jy sien dit is hierdie simbool, wel, handwasbak, en dit is letterlik net 'n blokkie. En as ek kyk na my afmetings, dan is dit 350 by 500. So, dan vat ek 350 gedeeld deur 500. Gedeeld deur 50 is 7. En sy ander afmeting is 500, so dis 10. Goed, 7 by 10, dan gaan ek gou kyk min of meer waar in die badkamer wil hulle hom hê. Hulle wil hom hier bo by die venster, so ek gaan gou net omteken. Jy kan kies hoe ver van die muur af wil jy hom hê. Moet nou nie te ver gaan nie, want anders maak dit nie sin nie. Maar probeer maar om so akkuraat as moontlik te wees. Goed. Ek gaan maar nou so 'n bietjie van die venster afvat, van die muur afvat in die hoek, net om 'n bietjie spasie te gee. Daar 7 by 10. En jy kan kies ook wat se rigting wil jy moet staan. Goed. Ek moet maak maar my rigting so. Daarna gaan ons die toilet doen, die spoelkloset doen, en die spoelkloset gaan wees hierso. Die spoelkloset is net 'n kort blokkie en lang blokkie, en sy afmetings gaan wees 400 by 600. Goed, 400 by 600. Ja. Is een vloer. Okay, so 8. 8 by 10. Goed. Ek maak hom teen die muur sommer. Jy kan kies wat se rigting moet hy wys. Ek gaan my nou maar net so toe laat wys, maar jy kan kies wat se rigting, dit maak nie saak nie. Laaste deel is die stort wat ek gaan moet doen. Die stort is 600 by 600. Dit is 12, so ek gaan net gou 12 by 12 teken. Soos dit, en die drein, die drein gaan ek sommer, jy kan kies waar die drein moet wees, maar ek gaan hom sommer daar so teken. Goed, so nou het ons alles ingesit wat ons moet vir die vloerplan. Die laaste deel wat ek wil doen is, ek wil die benaming doen, ek gaan die kamers gou benoem, so ek teken gou vir my ligte konstruksielyn in die middel van elke kamer, eers die onderste dele, en ek kyk dat ek nie oor enigiets anders dit gaan doen nie, en dan meet ek 5 mm, bo dit, maak 'n merkie op elkene, daar net 'n klein merkie, daar so syne, ok, en dan gaan ek gou net die boonste lyntjie teken,
soos dit, okay. Dan gaan ek gou dit benoem. So, onthou aardskrif, aanlyn, badkamer, en hierdie is 'n slaapkamer, dan het ons die leefarea, jy kan nie sê sitkamer nie, jy moet sê leefarea, soos hulle dit noem, so gaan jy dit doen, en kombuis. Goed, laaste deel vir hierdie, nou gaan jy die vloerbedekking doen, nou in 'n toets sal hulle vir jou sê, met watse materiaal gaan die vloerbedekking wees, of het teels is of 'n mat. Ek gaan maar net vir julle sê, kom ons maak hierdie teels, aangesien hulle nie vir jou sê wat dit is nie, slaapkamer mat, leefarea mat, en kombuis teels. There we go, daar is dit. Dis hy. Nou, laaste stapie vir hierdie, en dan ons gaan nou vir die mure arseer. Om te arseer, elke liewe muur, binnemuur en buitemuur, moet gearseer word. Onthou, jy maak of die huis in die helft, nie in die helfte nie, kom ons sê, net so onder die dak gesny word. En as iets gesny word, moet jy dit teken met arsering. So ek gaan gou, dit is 2 lyntjies naby mekaar, eenetjie bietjie verder. 2 lyntjies naby mekaar, een bietjie verder. So 2 naby mekaar, een verder. 2 naby mekaar, een verder. Kom ons doen nog een verder. En dan weer 2 naby mekaar. En omdat daar 'n venster in die pad is, of 'n deur, dan gaan ek nie daar so arseer nie. Ek gaan net arseer waar my fisiese muur gaan wees. Soos dit, dat is hy. Daar so is hy moet 2 kortetjies wees. En dan 'n lange. 2 kleintjies. Goed, dat is hy, soos dit. So jou hele muur gaan basically so gearseer word. Die binnemure en buitemure. Ek stop nou net om tyd te spaar, maar jou hele muur moet so wees. Goed, en dit is jou vloerplan. Ons gaan gou net die noordpunt teken, wat 10 mm in diameter is, so ek vat gou my sirkel as hy, 10 is daar so, ek teken 'n 10 regs onder, ek gaan gou my kruisie teken, liggies en dan donker, en my pyltjie. Is my pyltjie, nee, my pyltjie is aan die kant toe, kom ons fix dit gou, pyltjie is in toe, daar is hy. Daar so is my, en ons sê N. Okay, goed. Kom ons doen gou die elevasie. Die elevasie, al wat ek gaan doen is, ek gaan projekteer. Onthou, jy gaan die wes-aansig doen, so jy gaan van bo af basically, so wat jy sou sien. Okay, so, 'n paar millimeter boom gaan ek in my lyn trek, dit maak nie saak hoe ver nie, solank jy nie spasie het hardloop vir jou elevasie nie, so jy moet common sense daar gebruik. Dan gaan ons gou die muur aan die buitekant teken. Soos dit. En soos dit. Goed. En dan gaan ons die vensters projekteer, want jy gaan die vensters kan sien van die noordelevasie af. Soos dit. Volgende stapie is, ek gaan die hoogte bereken, is 1800 plus 550 plus 150 is gelyk aan, ag, nou het ek hom opgetel nie, moet sê 150 plus 1800 plus 550 is gelyk aan, ok, 2500 gedeeld deur 50, want dit is my skaal, en dit is 50, so, ek gaan 50 mm opmeet, maak 'n merkie, en trek deur. Dit is my dakdeel, waar die dak sal kom, so, ek gaan my lyne gou donkerder maak, want ek weet vir 'n feit, my mure is daar so en dis reg, so ek kan dit maar donkerder maak. Kom ons doen gou die volledige vloerplan.
vloervlak, skus, en hy is 3 mm. Hoe weet ek? Want ek het gesien op die afmetings, daar is 150 en 150 beteken dit is die afstand vir jou vloervlak. En ek doen 'n kettinglyn, as hy, soos dit. Volgende deel, ons gaan die vensters doen. Nou die vensters, hulle sê vir my, hy is 550 mm van bo af, soos 11 mm. 11 mm maak ek 'n merkie, dit is waar my venster se boonste deel gaan wees, ek gaan hom begin donkerder maak, net om duidelikheid vir myself te hê, dat is hy, en om te kyk hoe breed is my vensters, dan kyk ek na die tekening wat hulle vir my links onder gegee het, 1200 gedeeld deur 50 is gelyk aan 24, so my vensters gaan 24 mm afwees. Ek gaan dit gou teken, al my kante afteken, akkuraat wees, want omdat ons in millimeters werk, beteken dit, dit is baie moeilik om enige foute te kan maak, want dit is duidelik as jy iets 'n millimeter af het. Goed, daar is ons my tekening, en nou gaan ons die raam teken. Die raam is 50 mm in regte lewe, op skaal is hy 1 mm, so ek meet 1 mm ver van elke liewe deel van my venster af, om daai raam presies reg te kry. Ek maak klein merkies, net om te wys waar is 1 millimeter van hom af, want as ek hom nou finaal meet, dan weet ek presies waar om te stop en te begin. Daar is 1 millimeter, daar is hy. Goed, so as jy nie weet waarvan ek praat nie, kyk asseblief op jou vraestel wat hulle vir jou gee, die venster se afmetings, dis daar. Nou gaan ons gou die kettinglyn teken van die venster. Die kettinglyn is basies gemik tot op die helfte van my venster, en al wat ek doen om te weet waartoe hy moet gaan, ek deel my venster in die helfte, en ek kan hom trek. Dit wys net hierdie deel van die venster kan oopgaan, en in watse rigting gaan hy oop kan swaai. Weereens, hierdie is kommunikasie vir bouers ensovoorts, so dit is nie iets wat nie sin gaan maak nie. Ok, dan doen nou die groot venster, weereens 1 millimeter oop. En nou is daar 2 binnenrame binnenin, wat ons moet in ag neem. So ek gaan hierdie eers in baie ligte konstruksielyne teken, dat ek kan uitfigure hoe hy moet lyk, en dan gaan ek hom donkerder teken. Goed, so hy is 11 mm van links af, 11 mm van regs af. Ons teken gou dit. 11 mm. 11 mm. Goed. Daar is dit. Helft van die venster is weer vir my kettingsteek, of kettinglyn. Okay. Soos dit, as hy, en daar is my vensters gedoen. Goed. So, ons moet nou check of ons nou alles gedoen het. Ons moet nog net die totale oppervlak en omtrek bereken. Goed, kom ons doen dit gou. Jy moet dit enige plek op jou papier doen in potlood. So, ek sê oppervlak. Goed. Om my oppervlak uit te werk, dit is lengte maal breedte. Ek skryf my berekening neer, en my lengte gaan ek nou hier uitwerk. Ek gaan sê 1500 plus 1150 plus 2350 equals 5000. Goed.
So ek gaan nou 5000 skryf. En ek maal hom met, ons kyk gou 1650 plus 3350 equals 5000. Goed, so 5000 maal 5000. Okay, dus 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vierkante meter. Goed. Dan gaan ons die omtrek doen. Omtrek is alles wat ek bymekaar plus. Goed. Jy kan ook sê dit is maar net, kom ons maak dit maklik. Ons sê 5000 maal 2 is gelyk aan 10000. Plus 10.000. Hoekom sê ek so? Want as jy 5000 aan die een kant plus met die 5000 aan die ander kant, dan kry jy 10.000. So, my antwoord is 20.000. En is meter, onthou jou afmeting. Goed, en daar het jy nou dit, jy het seker gemaak dat alles daarin is, en daar is jou siviele tekening klaar.